Ook weer vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons meester Yeshua die Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergebore geskenk het tot 'n lewende hoop. Waar kom jy vandaan? Deur die opstanding van Yeshua uit die dode. As hy nie opgestaan het nie, was daar vir ons geen ewige lewe nie. Hoe kritiek was dit? Uiters. Hoe kritiek was Getsemane? Uiters. Hy's in Getsemane en hy's tot die dood toe benoud. Hy is die seun van die mens. Hy het sy heerlikheid verlaat, hy het aan ons gelyk geword, hy soos ons. So dink jouself in Getsemane. Jy weet, vannag nog gaan hulle my kom vang, môre gaan hulle my dood martel. Hoe gaan jy voel in Getsemane? Hy is in Getsemane en hy bid. Hy sê ek is tot die dood toe benoud. Vader, is daar nie 'n ander manier nie. En Petrus, toe hy gevang word, trek sy swaard uit en hy kap die oor van Malchus af. Yeshua sê, bere. Hy sit Malchus se oor terug en maak hom heeltemal gesond. Hy sê vir Petrus, weet jy nie dat daar nou 'n legioen engele gereed is om my te verlos nie? Jy hoef nie 'n swaard te trek nie, Petrus. Hier's al hierdie Romeinse soldate, maar wat gaan hulle doen teen 'n legioen engele? Hoeveel soldate kan een engel doodmaak? In een nag 185.000. Hoeveel kan 'n legioen engele daar by Yeshua doodmaak? Maar die hele Romeinse nag en meer. Yeshua sê ek het nie hulp nodig nie. Wat impliseer dit? Dat daai engele die hele tyd beskikbaar was en nog is. Hous Yeshua in Getsemane en die engele is daar. Dit beteken sy verlossing is die klap van 'n vinger ver. Hy moet net sê, nee, ek wil dit nie doen nie. Die prys is te hoog. Die mens is dit nie werd nie. Kyk wat doen hulle met my. Ek kom om hulle te red. Hulle spoeg my in die gesig. Hulle slaan my, hulle bespot my, hulle sê ek dryf die duiwels uit deur die duiwel. Hulle sit 'n doringkroon op my kop. Hulle hang my nakend aan 'n kruis, verneder my. Ek gaan dit nie doen nie, vir hulle. En wat sou dan gebeur? Ons sou nie verlos gewees het nie. Ons vat dit so vanselfsprekend, ons is verlos. Dis vir ons so goedkoop, ons gee nie eens aandag aan dit. Ja, ek glo net in hom, ek sal gered word. Dis so goedkoop ons dit nie. Hoekom doen ons dit? Ons is so geleer. Ons sien hierdie genade net as vir ons gegooi, of ons dit nou wil hê of nie, jy sal gered word. God het hom met ons versoen, nou moet ons met hom versoen. Hoe? Deur die wedergeboorte. So as hy gesê het in Getsemane, Vader, ek dink nie hulle is die moeite werd nie. Kom ons los dit. Dan het dit opgehou. Dan het hy nie die prys betaal nie, en hy het nie opgestaan nie. Maar hy doen dit. Hulle martel hom die volgende dag. Volgens die profete slaan hulle hom so, dat jy sy ingewande kan sien, van buite af. Jy kan sy longe sien, van buite af. So het hulle hom gegeesel. Hy lyk nie meer soos 'n mens nie, hy is net so 'n massa vleis. Daar hang hy. En hy sterf. Hy het aan die mens gelyk geword, sodat hy kan sterf. Hy het sy heerlikheid verlaat, en aan ons gelyk geword, minder as die engele, sodat hy kan sterf. En daar sterf hy, en toe hy sterf, toe gaan hy doodryk toe. En toe word hy opgewek uit die doodryk. Nou is hy hierdie vers, deur die opstanding van Yeshua. Hoekom die opstanding? Want dit is die oorwinning. Dis die goedkeuring van Vader, om te sê, hierdie offer wat gebring is, naamlik my seun, se waarde is genoeg om te betaal vir die sonde van die uitverkorenes. Dis wat dit was. Dis 'n som. As Yeshua in een opsig gesondig het, was hy nie opgewek nie. Het hy, soos al die ander mense in die doodryk gebly, en dan was hierdie hele poging verniet. Maar dan was die allerhoogste in die doodryk. Hoe sou hy daar kon uitkom? Hy sou nie kon nie. Sy geregtigheid sou daar gehou het. Want sy geregtigheid bepaal die loon van die sonde is die dood. En dan het hy self gesondig en dan is hy in die doodryk. Wat 'n fatale situasie. Dink ons ooit daaraan. Wat sou gebeur het met die heelal? Nou praat ek nie net van ons hemel nie. Al die hemele. Ons bid, ons Vader wat in die hemele is. Paulus sê, ek weet van iemand wat weggeryk is tot die 3de hemel. Hy is nie tot daar by Jupiter nie. Dis als die 1ste hemel. Daar's ander hemele. Hoeveel?
Ek weet nie, maar ek dink as baie. En nou is die Allerhoogste gevange geneem. Ons dink dit nie. Is dit moontlik? Ja, hoekom? Want hy was aan ons gelyk. Hy het sy heerlikheid verlaat. Hy was seun van die mens, ten volle mens, sodat hy in ons plek kan sterf. Maar nou staan hierso, geseënd, vers 3, is die God en Vader van ons meester Yeshua, die Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Yeshua uit die dode. Hy het opgestaan. Hoe belangrik is dit? Is die belangrikste ding in die heelal ooit, dat hy die dood uit opgestaan het. Nie net ter wille van ons nie, ter wille van alles. Van hom ook. Want as hy nie opgestaan het nie, was hy nie goed genoeg nie. En die rede hoekom hy nie goed genoeg sou gewees het nie, is omdat hy self gesondig het. Hoe lief het hy ons gehad? Dat hy dit gewaag het om ons siele te red. Wat was sy alternatief? Om ons dieselfde lot te laat erf as die Satan.